Goeiemôre Suid-Afrika, 30 Julie. Ehm Update op die Iran-oorlog. Nou, Amerika het nou al vir 3, 4 dae geen strikes in Iran meer gedoen nie. En daar was spekulasie van baie slim kommentators dat Kemersdag was Amerika uit ammo uit, dis hoekom hulle nie strikes doen nie. Wat obviously baie vals is. En intussen, eergister besluit Iran eergisternag. Dis 'n goeie idee om 'n surprise attack op die Amerikaners te doen. Skiet 5 ballistic missiles daar in Jordan in op Amerikaanse teikens. Dis nou nadat Amerika vir 3 dae nog nie weer ge-attack het nie. Kom hulle met hulle surprise attack, ongelukkig vir hulle, word al hulle missiele afgeskiet. So hulle mors toe nog 5 van hulle ballistic missiles. En gister het president Trump gesê, hy het groot woorde gebruik, hy gaan nie satelliet skiet. Wat gebeur toe gisterand? Gisterand toe was daar weer massive strikes in Iran. Oorskielik het ons ammo gekry. Ons het mos nie ammo gehad meer in die Kemersdag. So ek dink die ferries het vir ons ammo gebring. Maar gisterand het die US military met hulle eie ammo weer strikes in Iran gedoen. Groot strikes nogal. Daar was iets interessant in hierdie strikes. Hulle het gefokus op IRGC teikens, op die command ouens, die layers. Hy gaan begin agter hulle aangaan, want dis hulle wat nie wil ophou met die vrede nie. Hulle wil nie vrede hê nie. Die politikuste in Iran probeer hulle bes om 'n plan op die tafel te sit om die oorlog te stop, want hulle kele word afgesny ekonomies. Maar die IRGC, hulle het nie saakie. Hulle wil die oorlog dryf so ver as hulle kan. So gisterand was van hulle geteken, van hulle plekke en van waar hulle is. Maar daar is ook ander teikens getref, gewoon, is meestal net hulle teikens anyway, die militêre teikens wat getref is. Nog 'n paar speedboats is uitgehaal, want hulle sit heeltyd kry nuwe bote en maak hulle die goed, gunboats, vat 'n gewone speedboat wat jy kry, rubber duck speedboat, mounted 50 cal op hom, laai ouens met 'n paar RPG-7's en ry in die see in en dan bedreig jy die skepe. Redelik maklik en vinnig om dit te doen. Nou iets anders interessant, dat 'n berig uitgekom dat Iran het nou by China 400 anti-aircraft missile systems gekoop. Ek praat nie van die groot goed nie, ek praat van shoulder launching, so met ander woorde SAM-7 type missiles. Die deal is nog nie deur nie, is nog nie afgelewer nie. President Trump het directly klaar met president Xi gepraat en sê, moenie te inmeng met die oorlog nie. Is dit 'n gewone arms deal is wat julle lankal met mekaar het, is dit fine, maar daai wapens kan nie afgelewer word terwyl ons hierdie konflik in die gang is nie. So hulle sal definitief fyn dopgehou word. As daai wapens dalk afgelewer word in hierdie tyd van die konflik, kan ek jou amper waarborg, dit gaan nie ver kom nie, voordat dit gestryk word. So, en dis, jy pak hulle op trokke, of jy pak hulle op 'n skip met in 'n container. Dis nie baie groot nie, so jy kan 'n klomp in 'n container pak en of 'n trok pak, en jy moet hulle so rondskuif, en al wat hulle gaan sien is hulle daai goed trek, is hulle in Iran aankom, dan doen jy net 'n stryk en haal hy container uit. So, dis wat gaan gebeur, maar daar is sprake dat die Iran die manpads gekoop het by China. President Xi sê, well, ek het niks gedoen nie. Ek het niks verkoop, hy denied dit. Maar dis nou maar hoe communiste werk anyway. Kan hulle nie vertrou tot jy die goed fisies met jou oor sien nie. So dis die sake van vandag. Sien julle môre, as ek iets in die middel deur die dag kry, sal ek dit opsit, anders sien ek julle môre. Cheers.